Goeiemôre vriende en baie welkom vanoggend by Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en my naam is Chanel. Het jy al ooit hieroor nagedink? Die vroeë Christenkerk wat Jesus Christus self begin het, hoe klein en swak dit nie moes lyk nie. Dit was maar net 'n paar moe, twyfelende disippels, 'n paar vroue en 'n skare mense wat nie gou genoeg kon verdwyn wanneer dinge moeilik geraak het nie. Maar gelukkig is die kerk nie gebou op menslike krag of wysheid nie. Dit is gebou op Jesus Christus, die ewige rots, die rots van die eeue. En met tyd sou dit duideliker word, niks sal God se kerk kan stop of keer om sy doel te bereik nie, om God te eer en mense na Jesus Christus toe te lei. Want is dit nie die doel en die werk van die kerk nie, selfs al van die begin af? Godvreesende gesinne, Adam, Set, Noag, Abraham, bewaarders van die waarheid. Die vaders in hierdie gesinne moes as priesters opgetree het. Abraham se reise waar hy moes getrek het soos God hom geroep het, het hy oral altaars opgerig, tot getuienis van dit wat God vir hom doen, hoe God hom lei. En dan deur hom die nasie Israel. Israel se sending was actually eenvoudig, soos die voor hulle. Hulle moes 'n seën wees vir die nasies om hulle, om God se liefde aan almal in die wêreld te wys. Manne, vroue, gesinne, groepe, 'n volk, gebou op God. God se liefde, God se waarheid, God se kinders. Ons Bybelbelofte vir oggend, Matteus 16 vers 18. Op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Vriende, luister saam met my na hierdie pragtige loflied vanoggend. The church has one foundation, 'tis Jesus Christ her Lord. She is his new creation, by water and the word. From him he came and sought her to be his holy bride. With his own blood he bought her, and for her life he died. Elect from every nation, yet one o'er all the earth. The charter of salvation, one Lord, one faith, one birth. One holy name she blesses, partakes one holy food, and to one hope she presses, with every grace endued. Though with a scornful wonder men see her sore oppressed, though foes would rend asunder the rock where she doth rest, yet saints their faith are keeping, their crown
Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, Lewende Beloftes. Die Bybel is vol beskrywings van God se kerk, 'n liggaam. Dit beklemtoon die eenheid wat die kerk moet hê en die verband tussen elke lid van die liggaam in die geheel. 'n Tempel. Die kerk is die gebou van God. Jesus Christus is die hoeksteen. En hierdie tempel is nie 'n lewelose struktuur nie. Dis 'n gebou wat beweeg, wat groei. 'n Bruid. Die Here as bruidegom en die kerk sy bruid. Vriende, sien jy ook uit na daai bruilofsfees? 'n Gesin. Al God se kinders is deel van dieselfde familie. Deur geloof in Christus om hom aan te neem en wedergebore te wees, behoort ons aan die huisgenote van God. 'n Pilaar en grondslag van die waarheid. 1 Timoteus 3 skryf hieroor. Die kerk is wie die waarheid beskerm teen die aanslag van die vyand. 'n Leer. Aan die kinders van God word daar 'n wapenrusting gegee vir elke een om aan te trek, sodat ons kan staande bly, terwyl hierdie stryd van goed en kwaad nog om ons woed. En vriende, die kerk van God is gebou op Jesus Christus. Ons Bybelbelofte vir oggend, Matteus 16 vers 18. Op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Vriende, daar is 'n vrede en gemoedsrus wanneer mens die versekerheid het dat jou geloof in Christus gebou is op Christus, dat jy deel is van sy kerk en nie die vyand se nie. Maar selfs met hierdie einste belofte probeer Satan die mense nog steeds vertel dat Jesus eintlik hier bedoel, Petrus, op jou gaan ek 'n kerk bou. Maar ek's jammer, daar is nie 'n manier nie. Die kerk van God kan op geen mens gebou word nie. Petrus het nog selfs na hierdie gesprek met Jesus geval in sonde. In Deuteronomium 32 vers 3 en 4 praat Moses van Jesus as die rots. Dawid sê dieselfde in Psalm 62 vers 8. Jesaja stem ook saam in Jesaja 28 vers 26. Petrus self getuig hiervan in 1 Petrus 2 vers 4. Asook Paulus waar hy skryf in 1 Korintiërs 3 vers 11, niemand kan 'n fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Jesus Christus is die rots, ons rots, 'n vaste rots. En die goeie nuus, in 'n donker wêreld waar sonde heers, het God steeds 'n volk, 'n groep mense wat sy kerk genoem word. Selfs Openbaring 12 vers 17 sê Johannes vir ons dat God se kerk aan die einde van tyd sal wees. 'n Groep mense wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus het. Niks behalwe die waarheid, die Bybelse waarheid. En met Christus as hoof van die kerk, wat sy lewe vir die mensdom gegee het. Vriende, nooi hy almal uit om deel van sy gesin te word. Christus verlang om almal wat in gevangenisse van sonde is, vry te laat en hulle van die koninkryk van duisternis na die koninkryk van lig oor te bring. Die kerk van God, die skouburg van die heelal, vertoon die krag van Christus se soendood in die lewens, die getuienisse van Godvreesende manne en vroue in die kerk van God. Soos Dawid gesê het, sy verlosser is die rots, Jesus Christus. Vriende, ek wil u nooi, as jy meer Bybelinligting verlang oor die kerk van God, die kerk van die lig, en dan hoe lyk die kerk wat in duisternis is, asseblief kontak ons, awrafrikaans.org, of stuur vir ons 'n WhatsApp, 060 248 1172, 060 248 1172. Maar vriende, daar waar jy nou is, kan ek asseblief vir jou bid. Ons hemelse Vader, dankie Here dat U altyd met ons is. Dankie Here dat U die mensdom nooit verlaat nie. Of verlaat ons U soms. Vader, U het deur die eeue 'n volk gehad wat U liefhet en U gebooie bewaar. U kerk is nie gebou op menslike mag nie, maar op Christus,
die rots van die eeue. En Here, help elke gelowige om deel te wees van hierdie liggaam van Christus, om met nederigheid en krag die evangelie te verkondig en om standvastig te bly, Here, selfs in tye van vervolging of misleiding. Vader, dis my gebed vir elke luisteraar vanoggend. Here, maak ons getrou. Here, lei ons sodat ons U kerk kan dien met liefde en saam met ons geestelike familie U naam kan verheerlik. Dit is my gebed vanoggend in die naam van ons rots, ons fundament, ons verlosser, Jesus Christus. Amen.